Hallo julle, in hierdie video kuier ons by Hondeklub Baai. Nou kyk net na hierdie pragtige plekkie wat ons gekry het. Hier naby aan die strand man. En die plekkie se naam is Voor die Klip. Nou ja, dis sulke tyd en ons sit rustig en kyk hoe hierdie son probeer om homself te verdrink in hierdie groot oseaan. Nou dis die volgende oggend en ons besluit ons gaan bietjie stap. Maar kyk hoe hulle daai skulpies bo op daai rots gepak. En ewe skielik verander die rots in 'n kunswerk. Nou dis lekker mistig en dis nog lekker koel ook. So ek stap 'n bietjie rond en wys vir julle hoe lyk dit hierso. Hier's hier en daar 'n paadjie, maar verder dan klim en klouter ek maar op die rotse om te kyk wat bo is. En as ek weer sien, dan het ek 'n bietjie agter geraak, dan trek ek Els al weer daar voor. En dan moet ek weer laat Spaaner om in te haal na haar toe. Ja, daar gaan sy. Hier's verskriklik baie skulpe. En kyk, hulle is nog in 'n mooi toestand ook. As jy hulle nodig het, kan jy vir jou amper 'n sak vol optel. Nou ja, ek het my oefening in vir die dag. So nou gryp ek vir Troepie en ons gaan ry 'n bietjie rond. Kom ons gaan kyk bietjie hoe lyk Hondeklub Baai. Ja, en oorspronklik was hierdie mos maar eintlik 'n tipe van 'n visserdorpie of kreef waar hulle kreef gevang het. En daai bootjies is nog steeds getuienis van dit wat hulle nog steeds probeer doen. Dit is natuurlik nog vroegoggend, so dop en kreef is nog nie oop nie, maar laat ek jou vertel, dit is nou vir jou 'n gewilde plek daai. Hy is omtrent altyd vol. En hier gaan ons verby 'n kampeerplek. Hier is 'n klomp kerke. Daar vorentoe is nog 'n kerk. Ja, dit lyk amper asof dit 'n kerkstraat genoem kan word. Nou daar is 'n restaurant wat sê rooi spinnekop en ons gaan kyk gou hoe lyk hy. En hier is hy rooi spinnekop en ek kyk of daar nog 'n ingang is. Nee, die ingang is hier. En kom ons gaan kyk hoe lyk dit daar binnekant. Ja, dis 'n oulike plekkie. Ek en Els skryf vir ons elkeen 'n lekker ontbyt en nou is ons reg vir die dag. Maar nou is ons op pad om daai diamantskip te gaan soek. Nou ek het van sy wrakstukke hier gesien en 'n mens kan nie glo dat die see so rof is, dat hy 'n skip so verwoes nie. Kyk net hierdie wrakstukke wat hier lê. En hierdie skip se naam was die Jalil. Nou as jy daar kyk waartoe ek wys, daar lê nog van die stukke, laat ek bietjie inzoom, kyk daar. En dit is hoe hy gelyk het, ook seker maar 'n hele klomp jaar terug. En dit is Hondeklub Baai se lighthouse in Engels, maar in Afrikaans noem jy hom 'n vuurtoring. Maar dit klink amper vir my beter om te sê 'n ligtoring. Ja, nou ons is klaar by die ligtoring en by die skipwrak. En nou ry ons terug na die dorpie se kant toe, maar op pad terug kry ons hierdie fondasie van 'n gebouetjie. En met 'n bietjie navorsing kom ons nou agter, hulle sê as ons nou reg was dat dit was 'n dinamiethuisie. Maar as ek so na die dikte van die mure kyk, ja, dan kon dit dalk een gewees het. En hier is ons nou by die toringkie in die water. Nou dis miskien 'n toringhuisie. En hulle het hom gebruik om die nette en toerusting van die visserbootjies om dit daar te bære. Nou ek dink hierdie is die oulikste hond in Hondeklub Baai. Hy is so oulik, hy hardloop rond en kyk net of hy vis kan vang. As hy een kry, dan hap hy so na hom. En hierdie dogtertjie speel te lekker op haar skaatsplank
met haar krullertjies in haar hare. En as hierdie ou geboue net kon praat, ek wonder tog hoeveel vis of kreef was hier gebere of verwerk. Nou elke dorp het seker maar 'n begrafplaas, maar wat hierheen interessant maak, is die feit dat die ouderdom van hierdie grafte, die geskiedenis vertel ook van hierdie dorp se omstuimige water. En hierdie grafsteen behoort aan kaptein Kenneth, en sy skip se naam was die Tequani. Hy is oorlede in 1947. En hierdie mooi grafsteen behoort aan John Somerton. En hy is oorlede in die jaar 1858. En so kan 'n mens hulle maar deurgaan, en hierdie ou is dood in Oktober 1839. Hierdie manne het verdrink toe hulle bootjie omgeslaan het. Ja, en so het elke grafsteen sy storie. Ja, en hier is die graf van 'n kind. En baie van hierdie grafte is nou al so oud, mens kan amper nie meer lees wat daar boop staan nie. Rus in vrede julle. Maar nou vat ons die pad verder, want ons gaan nog 'n skipwrak soek. En sy naam is die Aristea. Ons gaan 'n bietjie later oor hom praat. Nou, jy het nie regtig 4x4 nodig nie. Ek dink as jy mooi ry met 'n gewone voertuig, sal jy dit ook maak. Nou hier kom ons op geboue af, wat afgebreek is. Dit was seker maar 'n hotel of 'n huis, ek sal nie weet nie. Maar die graffiti op hierdie muur trek my aandag, want daar so staan, Freedom. En hier is die Aristea, en ek gaan nou vir julle 'n bietjie van sy geskiedenis vertel. Maar kom ons kyk eers, hoe lyk dit daar? Nou kom ek vertel julle 'n bietjie van hierdie Aristea. Hy is in Skotland gebou as 'n vissersboot, en tydens die Tweede Wêreldoorlog het hulle hom gebruik as 'n mynveer. En na die Tweede Wêreldoorlog, toe sy weer as 'n vissersboot gebruik, maar met sy nooiensvaart in 4 Julie 1945, toe het die skip op die rotse beland. Nou ja, ek kan nie sê dis die waarheid nie, maar die storie is dat die kaptein 'n bietjie baie brannas gedrink het. O brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, dit lyk my ek moet huis toe gaan. Ja, en soos ons almal weet, brandewyn het nie brieke nie. En jare later lê die Aristea nog steeds hier, maar sy lê soos 'n wafferse model hier op hierdie rotse, en ek geniet myself gate uit met die kamera en neem lekker foto's van haar.
So nou gaan ons terug en nou gaan ons na die hondeklub kyk. Maar dis nie sommer net 'n hondeklub nie. Dis die hondeklub van Hondeklub Baai. Thomas Grace het in 1846 hierdie baai ontdek. En toe het hy die klip raak gesien en dit het vir hom soos 'n hond se gesig gelyk, of soos 'n hond gelyk. En dis van waar hy sy naam kry. Nou daar is die hondeklip in al sy glorie. Maar nou moet ons net vasstel, waar lê die hond, want ek sien nou nie meer eintlik 'n hond op hierdie klip nie. So, ek loop 'n bietjie rond en ons kyk waar's die hond. Nou na 'n bietjie navorsing kom ons agter dat die arme hond het sy neus verloor in 'n geweldige weerligstorm. En as ek so kyk, kan dit dalk daai stukkende gedeeltes wees wat daar is. Ja, nou met al die geraaiery weet ons nie, maar ons kry gelukkig hierdie polisieman daar en vra sy hulp. Nou hy verduidelik ons dat hy weet nie van watter angle af moet 'n mens kyk nie, maar hy dink die gesig kyk daai kant toe. Ja, en dit is sy mening, maar dit help ons nie baie nie. Nou baie keer is die geluk maar aan jou kant en hier kom ou oom aangestap. Nou die oom bly al jare in Hondeklub Baai. So ons hoop maar hy weet, maar hy sê vir ons net, nee, dis 'n lang storie. Nou ja, hier is natuurlik nog iets interessants. Die hond se een oor is in 1853 afgekap en saamgeneem Kaapstad toe om die sogenaamde Dogs Ear Copper Company te begin. Kom ek vertel julle verder van hierdie Hondeklub Baai. Nou hierdie hawe is eintlik gebruik om kopererts uit te voer en in 1852 is die eerste ton koper op 'n skip gelaai. So hier's nou 'n hond sonder 'n oor en sonder 'n neus, maar nou kan jy net jou verbeelding gebruik en maak jou eie hond op. Daar's hy. Nou ja julle, ons het lekker gekuier in Hondeklub Baai, maar nou is dit tyd vir ons om aan te beweeg. Dan tot volgende keer julle. Mos.